Psalm 16 vers 2 lees ons, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Dis nie nuus dat ons leef in 'n wêreld waar alles konstant verander nie. Mense, planne, selfs partykeer die reëls, onsekerheid kom en klop gereeld aan ons deur. Daarom dink ek dit sal goed wees dat ons opnuut na Psalm 16 kyk en dat ons dit ook sal onthou. Want in die Psalm hoor mense kalmte in Dawid se stem, 'n sekerheid, maar nie vanuit homself nie, maar vanaf die Here. Psalm 16 is Dawid se manier om te sê, ek weet wie my God is, so daarom weet ek wie ek is, en daarom weet ek waarheen ek op pad is. Nou, wat vir my nogals opvallend is in hierdie Psalm is dat Dawid gee hier vir ons 'n antwoord op 3 van die grootste onsekerhede waarmee ons gekonfronteer word. Wie dien jy? Dink 'n bietjie daaraan. Wat is jou grootste bepalende faktor wat jy in ag neem voordat jy 'n groot besluit maak? Wie dien jy? Wie is jy? En nie wie gee jy voor om te wees, of wie is jy partykeer, of wie is jy vir sekere mense nie, maar wie is jy? Waar lê jou identiteit? En waarheen is jy op pad? Wat doen jy met jou lewe? En dan gaan Dawid deur die Psalm en hy help ons om stap vir stap ook daardie sekerheid te kry wat hy het wanneer hy dit skryf. Hy sê, ek behoort aan U, daar is my niks goeds behalwe by U. Hier begin alles, hier begin die Psalm. Dawid begin dit nie net met 'n verklaring nie, maar 'n keuse wat hy maak. Hy sê, U is die bron van alles wat goed is. U is die God wat ek dien en U alleen, daar is geen ander vir my nie. Daarom kan hy in vers 3 en 4 sê dat hy niks met die ander gode te doen wil hê nie. En dit was nie dat daardie gode nie aanloklik was nie, maar omdat hy reeds besluit het wie hy dien. Wanneer jy seker is wie jou God is, dan verloor al die alternatiewe of hulle aantrekkingskrag of hulle aanloklikheid. En dan gebruik Dawid 'n pragtige beeld in vers 5. Hy sê, Here, U is my lewe, wat ek ontvang, kom alles van U af. Met ander woorde, U is die een wat my dra, wat my onderhou. U is die een wat my voed. U is die een wat my deel uitgekerf het. U is die een wat my seën. Alles wat ek het, is net U seën oor my lewe. In vers 6 sê hy dit, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Dis iemand wat presies weet wie sy God is en wat hy by God het. Hy weet, dis 'n God van goedheid, 'n God van sorg, 'n God van wysheid en nabyheid. Wees seker van wie jou God is, want alles in jou lewe vloei van daaruit. En dan in vers 7 sien ons 'n merkbare skuif. Dawid praat nie net meer oor God nie, maar oor wat God ook in hom doen. Hy sê, ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Hy is iemand wat God aanhoudend vorm. Hy is iemand wat sy wysheid kry by die Here. Hy laat nooit sy gedagtes wegdwaal van die Here af nie. Hy sê, selfs in die nag lê ek en luister na wat die Here vir my leer. En dan in die kern in vers 8 sê, ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Weet wie jou God is, en dan weet jy ook wie jy is. Jy is nie iemand wat sal struikel nie, want jy weet wie jou God is. Dit is identiteitstaal. Dis iemand wat weet, ek is veilig, ek is geborge, ek word geonderhou. Wie hy is, word gevorm deur wie sy God is. Dawid kyk nie binne toe vir sy identiteit nie, maar hy kyk op. Want wanneer jy seker is van God, kan jy seker wees van wie jy is. 'n Mens met 'n gevestigde identiteit in God. Jy's geanker, jou bestaan is geanker in God. En dan neem Psalm 16 'n hemelse wending. Hy sê, daarom is ek bly en ek juig en ek voel my veilig. Hoekom? Want God het nie net sy vandag nie. God het ook sy môre. God het sy ewigheid. Hy sê, U gee my nie oor aan die dood nie. U laat nie U troue dienaar in die graf omkom nie. Nou dis profetiese taal. Jy kan die Nuwe Testament hier inbring en sê, Dawid wys al klaar hier vir ons, kyk hy vooruit na Christus, maar dit sê ook iets oor Dawid se eie sekerheid. My lewe eindig nie eers in 'n gat in die grond nie, maar my toekoms is veilig in die God wat lewe gee. Hy versorg my, ek is geborge by hom. En dan eindig hy met een van die mooiste belydenisse wat ons seker kry in die Bybel, en daar's baie, maar hy sê, U leer my hoe om te lewe.
By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Dis iemand wat weet waarheen hy op pad is. 'n Pad van lewe, vreugde, teenwoordigheid by God en in sy handpalms leef. Wanneer jy seker is van God, raak jy seker van jouself en dan raak jy ook seker van jou toekoms, want jy weet dit is in God se hande. Psalm 16 is nie net 'n psalm van bravado nie, dis 'n psalm van sekerheid om te weet. Mag Psalm 16 dieselfde sekerheid vir jou ook bring, dat jy sal weet wie jy dien, dat jy sal ontdek wie jy in hom is, en dat jy met vrymoedigheid sal stap op die pad wat hy elke dag vir jou uitwys, want by hom is daar oorvloedige blydskap, en uit sy hand kom net wat mooi is. Mag ons ook weer met daai sekerheid dit uitleef. Tot die volgende.